Daar's 'n hartlike goeienaand hier van my kant af Stanley en by ons baie spesiale dienste wat ek vir julle gaan hou, lewendige uitsendings en dit handel oor die gevreesde merk van die dier en jy sal sien ek het my titel so bietjie anders te verwoord, ek het dit genoem meer as net die merk van die dier, aangesien ons so gefokus is partykeer net op die merk dat ons vergeet daar soveel dinge rondom die merk van die dier wat ook in ag geneem moet word en dat daar ook wel 'n geweldige boodskap van hoop is rondom die merk van die dier. Nou ek wil heel eers te begin voordat ek nou net gaan indelf en ek vir julle begin lees oor die merk van die dier wat hoofsaaklik die hoofdeel van ons is opgeteken daar in Openbaring 13, wil ek eers hierdie boodskap van hoop aan u voorhou, want daar's 'n geweldige hoopvolle boodskap, en as ons nie dit verstaan nie, dit is wanneer ons baie keer by leerstellings uitkom en formuleer ensovoorts, wat heeltemal afbreek maak aan die hele eindtyd boodskap en sekere dinge waarvoor die Here ons wel geroep het. Nou mee te begin wil ek net gou hierso lees in Openbaring 13, daar waar dit opgeteken is, ek gaan vir ons daar 'n paar verse lees, en dan gaan ek oorgaan na hierdie boodskap van hoop toe, want as ons op 'n hoogtepunt kan begin, as ons op hoop kan begin, as ons hierdie boodskap op hoop kan bou, en dan kan jy ook verstaan waaroor gaan die merk van die dier, want al die dinge rondom die merk van die dier, op die uiteinde van die dag loop al die dinge tot op die einde by die merk van die dier. Nou ek wil lees Openbaring 13 en ek gaan lees net eers vers 16 tot 18, altens van vers 15 af. Hy sê, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat, en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk, of die naam van die dier, of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas, wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Nou ja, dit is waar die gedagte van die 666 merk vandaan kom, is juis hierso in Openbaring 13. Nou hierso praat hy van die 666 merk, op ander gedeeltes verwys hy slegs na die beeld, die getal van sy naam, en dan ook die merk. En dit is dinge wat ons in aanmerking moet neem, wanneer ons praat oor die eindtyd, wanneer ons praat oor die dier, wanneer ons praat oor die 666 merk. So dit gaan nie net oor 'n merk nie, dit gaan oor die naam van die dier, die getal van sy naam, en ook natuurlik die beeld van die dier. Prys die naam van die Here. Kom ek gee gou vir iets so 'n boodskap van hoop, as ons wel kyk na die merk van die dier. Nou, ek weet dat die gewilde teorie is dat die kinders van die Here, en dis die kerk in die algemeen, gaan op 'n stadium voordat hierdie tydvak gaan aanbreek, gaan na 'n stille voorverdrukking, wegraping plaasvind. Party beweer daar gaan 'n naverdrukking of nawraak of 'n voorwraak wegraping plaasvind, maar nietemin dis as gevolg van hierdie inskrywing wat die woord van die Here sê, daar gaan 'n tyd kom waar daar 'n merk geïmplementeer gaan word, en as jy nie hierdie merk gaan vat nie, dan gaan jy nie kan koop of verkoop nie, en natuurlik is jy ook dan ewiglik verlore. Dit is die vrees wat rondom die 666 merk gebou word. Maar ek wil vir eers 'n boodskap van hoop voorhou. Dit lees ons hierso van Openbaring 15, en ek gaan lees vanaf vers 1, en dan ook in Openbaring 16, so 2-3 verse daarso. Goed, kom ons lees Openbaring 15 vanaf vers 1. Ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, 7 engele met die 7 pla wat daarmee is, want daarmee is die grimmigheid van God voleindig. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur, en die oorwinnaars oor die dier, en oor sy beeld, en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan, met sieters van God. So heel eerste wil ek hê, hy praat hier van die 7 pla. Nou baie mense beweer, ons gaan voor hierdie 7 pla weggeraap wees, maar hier kom die woord van die Here, en hy sê die oorwinnaars, oor die dier se beeld,
oor sy teken en oor die getal van sy naam, en ons gaan nou praat, hoe voeg al hierdie dinge in, wat is die beeld, die teken, die getal van sy naam, want alles kom op die einde van die dag op een ding uit, en hy sê, hulle het voor God gaan staan, goed, so, dis toe hy sien, hierdie 7 plaag gaan nou ewe skielik uitgegooi word, kom ons lees vanaf vers 3, en hulle het die lied gesing van Moses, die diensknegt van God, en die lied van die lam en gesê, groot en wonderlik is die werke, Here God almagtige, regverdig en waaragtig is U wee, o koning van die heiliges. Wie sal U nie vrees nie, Here, en U naam nie verheerlik nie, want U alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat U regverdige dade openbaar geword het. En nou hierdie dinge het ek gesien, en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. En die 7 engele met die 7 pla het uit die tempel uitgekom bekleed met rein blink linne en om die bors omgord met goue gordels. En een van die 4 lewende wesens het aan die 7 engele 7 goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die 7 pla van die 7 engele voleindig was nie. En dan loop hy, dit is in ons Bybel begin hy weer by hoofstuk 16 as 'n nuwe hoofstuk, maar hierdie gedeeltes is aaneenlopend. En hy sê, en ek het 'n groot stem uit die hemel aan die 7 engele hoor sê, gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Vers 2 van hoofstuk 16. Toe gaan die eerste een weg en gooi die skale op die aarde, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehaat het en die beeld aanbid het. Prys die naam van die Here. Is dit nie vir ons 'n geweldige boodskap van hoop nie? Met ander woorde, hulle wat nie die merk van die dier aangeneem het nie, hulle wat nie die beeld aanbid het nie, hulle wat nie deel was van hierdie dierlike stelsel nie, het nie kwaai en bose swere ontvang nie. Nou wanneer ek daaraan dink, dan dink ek onmiddellik aan die uittog uit Egipte land. Ons gaan nou Openbaring 13 lees, sodat ek vir julle kan wys dat kinders van die Here, gelowiges, heiliges, is tot by die wederkoms na die heel einde, wat baie mense natuurlik as die groot verdrukking verwoord. Daar's kinders van die Here tot in die einde. Ons gaan nou na al hierdie tipe van dinge kyk, na die merkteken, wat is die merk, wat is die getal van sy naam ensovoorts. Maar wanneer ek nou dink aan hierdie bose, aan hierdie pla en hierdie kwaai swere en hierdie dinge wat die engele die mense mee getuister het, wat besluit het, hulle wil deel hê aan die merk van die dier, dan dink ek aan die uittog uit Egipte land. Nou natuurlik toe die Here vir Moses gestuur het, dat hy sy volk gaan uitlei het, nou vir 430 jaar was Israel verdruk deur Egipte gewees. So dat geslag en geslag en geslag en geslag verbygegaan, tot op die einde van die dag dat die Here vir Moses gestuur het. Nou die dag toe Moses gebore is, 80 jaar na sy geboorte, toe die Here hom eers opgewek, nadat hy toe op 40-jarige ouderdom was, het hy gevlug, omdat hy die Egiptiese soldaat doodgeslaan het hy vir sy lewe gevlug, en vir 40 jaar het hy skape opgepas, en op 80-jarige leeftyd, toe sê die Here vir hom, gaan terug en lei die volk uit, halleluja. En natuurlik met die hoop wat die volk gehad het, toe die geslagte die eerste keer in Egipte ingekom het die Here mos al aan vir Abraham gesê, al voorheen, en vir Isak en vir Jakob, hoe 'n vreemde volk, hoe Egipte wel hulle gaan verdruk, en elke volk het seker maar die hoop gehad, dat die verlossing in hulle tyd sal wees, prys die naam van die Here. Nou wanneer ons kyk vanaf die opstanding van die sterfting en die opstanding van die Here Jesus, word die eindtyd verkondig, aangesien omdat Jesus ook die eindtyd verkondig het. En Jesus het 'n mooi duidelike eindtyd lering gegee, wat hoofsaaklik in Matteus 24 is, Lukas 21 en dan Markus 13, praat die Here Jesus oor baie eindtyd dinge, wat gaan oploop tot op die einde van hierdie wêreld. En natuurlik die res van die Bybel, dit lees ons in Petrus en Openbaring, dinge wat Paulus geskryf het, selfs dinge wat uit Daniël uitgekom het, moet aansluit by die lering van die Here Jesus Christus, en dit is wat ons na al hierdie tipe van ding gaan kyk. Nou vir geslag na geslag, vanaf die Here Jesus opgestaan het uit die dode, en die druk en die verdrukking het gekom, en ons moet net onthou, nadat die Here Jesus opgevaar het, nadat die Heilige Gees uitgestort is, 40 jaar daarna,
toe is die aardse Jerusalem verwoes, en net so 'n paar jaar voor dit, was daar 'n geweldige vervolging teen die Christene gewees deur Nero, die Romeinse koning of keiser Nero gewees, prys die naam van die Here. En natuurlik in daardie tyd van daai geweldige vervolging, dit was een van die skrikwekkendste vervolgings teen die Christendom was juis in die tyd van keiser Nero gewees. Moes hulle ook seker daai tyd verlang het, en hulle het seker gehoop dat dit is nou die einde van die wêreld, want wanneer ons deur Openbaring lees, en ons sien dinge wat die mensdom sal oorkom, dan kan jy terug, as jy na die geskiedenis kyk, en jy gaan kyk na die vroeë Christene, dan praat ons selfs van die apostels, die 12 apostels, want al 12 die apostels was op die uiteinde van die dag gemartel en gedood gewees. Hulle almal het 'n martelings dood gesterwe. Selfs Johannes, wat die Openbaring gekry het deur marteling gegaan. Hy was op hierdie eiland Patmos verban, en daarna op 'n stadium was hy vrygelaat en hy het te sterwe gekom. So wanneer ons hierso na kyk, dan sien ons dat in elke generasie kon gevoel het, Here, dalk is dit die einde van die wêreld nou. Dalk is dit die einde van die wêreld nou. As ons kyk na die onlangse oorloë, die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog, as ons kyk in Napoleon se tyd, al die groot wêreldoorloë wat plaasgevind het, moes die Christene seker en destyds gedink het, maar dit moet nou enige oomblik die einde wees. As ons lees in Openbaring, en ons sien hierdie geweld wat op hierdie aarde is, ons sien hierdie moeilikheid, ons sien hierdie probleme, ons sien die dood, ons sien die pes, as ons dink aan die swart pes, wat op 'n stadium in Europa was, ensovoorts, dan sal 'n mens dink, en as jy daai tyd gelewe het, en jy lees so in Openbaring, dan sal jy dink, Here, maar dit moet nou die einde wees, en dit moet nou die einde wees. Maar natuurlik ons generasie, wanneer ons so terugkyk na die verlede toe, ons sien hoe die tegnologie ontwikkel, hoe die wapentuig ontwikkel, hoe dinge besig is om op 'n einde te kom, hoe hierdie aardbol besig is om homself te sluit, want hy sê op een plek, ek dink is in Spreuke wat die woord van die Here sê, hierdie aarde sluit soos 'n kleed, hy sluit homself uit. Dan sien ons die koms van die Here Jesus is nog nader as ooit van tevore, want Petrus skryf ons in die laaste van dae, gaan daar spotters kom, en hulle gaan sê, waar is die koms van die Here, halleluja, want alles is nog dieselfde, soos van die begin af, prys die naam van die Here. Daar het 'n tyd gekom, daar het 'n geslag aangebreek, in die tyd van Egipte, toe Israel in Egipte was, het daar 'n geslag aangebreek, en die Here het besluit, hy sal hierdie geslag uitlei met wonders en tekens en kragtige dade, prys die naam van die Here van die leerskares. En dit was in daardie geslag gewees, wat die Here gesê het, julle gaan ek uitlei. Daar is hoeveel geslagte voor dit al verby, hulle reken is so 40 jaar is 'n geslag, so jy praat van 10 plus geslagte wat verby gegaan het, voordat die Here uiteindelik besluit het, hy gaan die volk uitlei. En so in die tyd wat ons ook lewe, in ons geslagte voorheen, het elke geslag seker gevoel, Here, dis nou die einde, dit gaan nou gebeur, prys die naam van die Here. Maar ek kan vir julle sê, ons is nog nader as ooit van tevore in ons lewe, prys die naam van die Here. Net soos wat hy die vleeslike volk uitgelei het, halleluja, gaan hy ons ook uitlei. Ons is dalk die laaste generasie op aarde, ons is dalk die finale generasie, en ons gaan dalk die wederkoms van die Here Jesus beleef. Ons gaan beleef hoe die Here sy volk met wonders en tekens en kragtige dade gaan uitlei. Hierdie keer nie na 'n aardse en 'n stoffelike Kanaan nie, maar hierdie keer na 'n hemelse Kanaan, prys die naam van die Here. Want wanneer ons kyk na wonders, wanneer ons kyk na kragtige dade, wanneer ons kyk na tekens, halleluja, want toe die Here vir Moses gesê het, gaan praat met Farao en sê, hy moet my volk laat uittrekke. Wat het Farao toe gedoen? Toe het Farao die druk en die verdrukking al hoe meer vererger, maar hier is die heerlikheid in hierdie boodskap, prys die naam van die Here. Wat het gebeur? Die eerste 2-3 plaas, ek het nou so vinnig reg het Israel ook beleef, maar daarna het die Here gesê, ek maak nou onderskeide tussen my volk en die volk van Egipte land. So die meeste van die plaas het die volk
volk van Israel nie beleef nie. Die Here het hulle nie weggeraap nie. Die Here het hulle nie klaar Kanaan toe gevat nie. Die Here het laat hulle stil sit in hulle lande en hulle het so van hulle land af gesien hoe die pla Egipte tref, hoe die pla die Egiptenare tref, prys die naam van die Here. En dit was die tekens gewees. Dit was die krag van die Here en hoe meer tekens daar was, hoe groter die tekens begin word het, wat die Here van die leerskares begin doen het, prys die naam van die Here, hoe meer was die druk en die verdrukking daar, maar dit is goddelik om te sien, die woord van die Here sê, hulle wat nie die merk het nie, hulle wat nie die beeld aanbid nie, hulle wat nie deel van hierdie wêreldse stelsel was om te buig voor hierdie stelsels nie, weet jy wat, hulle het nie die pla ontvang nie, net soos Egipte, hulle het nie die pla ontvang nie, hulle het so uit die verte uit gesien, en dit is wat die Here vir ons sê, in Lukas 21 vers 36, hy sê, bid sodat julle waardig geag word, om hierdie dinge te ontvlug wat oor hierdie wêreld kom, om hierdie bewoners van die wêreld op die proef te stel, en die Here sê, bid om waardig geag te word, met ander woorde, dat die Here vir jou die krag sal gee, dat die Here vir jou die sterkte sal gee, dat jy kan vashou aan die waarheid, en jy kan soeke voor die druk en die verdrukking van hierdie wêreldse farao, en op die einde van die dag, staan hy bekend as die antichristiese dier, saam met die valse profeet, saam met die draak, en die draak is Satan, die duiwel homself, prys die naam van die Here, en soos wat hy sy volk uitgelei het, met wonders en tekens en kragtige dade, na 'n fisiese land toe, so gaan hy ons ook uitlei, met wonders en tekens en kragtige dade, en terwyl die Here sy plan peste op Egipte land uitgestort het, terwyl hulle gehuil het, terwyl hulle smarte gehad het, terwyl hulle grond ten gronde gegaan het, en op die uiteinde van die dag, hulle eersgeborenes wat dood is, die eersgeborenes, die siele, halleluja, so is die Here ook nou besig, en ons gaan in die tydvak in, wat die Here al klaar sy oog het op die mense, wat hy gaan gebruik in hierdie eindtydbedieninge, en hy gaan saam met hulle begin beweeg met wonders, en tekens en kragtige dade, en moenie dink dat Farao gaan stil sit nie, moenie dink dat hierdie wêreld gaan stil sit nie, hulle gaan met al hulle mag probeer, jou geloof breek, en dis wat die Here sê, bid om waardig geag te word. As ons kyk in die disippels se tyd ook gewees, hierso in Handelinge 5 vers 41, dit was die tweede keer, en waar al die apostels, die eerste keer waar al die apostels gevange geneem was, die eerste keer waar hulle voor die Joodse raad gekom het, was Petrus en Johannes, en toe het hulle op 'n stadium die hande in al die apostels geslaan, en hulle was met baie dreigemente toegevoeg, en hulle was geslaan gewees en alles, en hoor wat sê die woord van die Here in Handelinge 5 vers 41, hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardige ag was, om vir sy naam oneer te lei. So die Here sê ons moet bid om waardige ag te word, om hierdie dinge te ontvlug, prys die naam van die Here. Hulle geloof het nie skibreek gelei nie, maar op die einde van die dag het hulle krag gekry, hulle het verstaan waaroor gaan die vervolging, hulle het verstaan waaroor gaan hierdie dinge, en die Here het hulle so bekragtig, dat die wonders en die tekens net nog meer plaasgevind het, en dit het veroorsaak, dat die fariseërs en almal so bietjie 'n distansie gehou het, prys die naam van die Here. En ek wil vir u nog 'n skrif van bemoediging, hierso in die boek van Tessalonisense lees, in 2 Tessalonisense lees ons, 2 Tessalonisense 1 vanaf vers 3, ons moet God altyd oor julle dank, broeders, soos dit billik is, omdat julle geloof grootliks toeneem, en die wederkerige liefde van elkeen van julle groter word, sodat ons selfs in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolging en verdrukking wat julle verduur, 'n teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor ook julle ly, aangesien dit reg is by God, om aan die wat julle verdruk, ook verdrukking te vergelde. Prys die naam van die Here. Dan sê vir ons in vers 7, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engelinge. So ja, prys die Here as die druk en die verdrukking daar is. Dan moet jy weet, Here, nou word ek waardig geag. Die Here sê, bid om waardig geag te word om hierdie dinge te ontvlug. En hy sê vir ons, prys die naam van die Here. Dis 'n teken van die regverdige
oordeele van God in ons lewe, en as die dood jou gaan verlos, as die dood jou gaan uithelp uit hierdie wêreld uit, want ons almal moet doodgaan, ons dink partykeer nie daaraan nie, ons almal moet doodgaan, maak nie saak op watse manier jy moet doodgaan nie, jy moet doodgaan, of het net 'n hartaanval in die kamer is, of dit diere siekte is, of maak nie saak wat dit is nie, ons almal moet doodgaan, en prys die naam van die Here, en hy sê, bid om waardig geag te word om hierdie dinge te ontvlug. Hy sê selfs vir die gemeente, hierso in die boek van Openbaring, die gemeente van Smyrna, kom ons gelees gou bietjie daarso, dis ook 'n geweldige boodskap van hoop, aan die gemeente van Smyrna, hulle was 'n gemeente wat by uitstek die Here gedien het, die Here het hulle gekomplimenteer, die Here het hulle kom versterk, omdat hulle vasgehou het in hulle geloof, in die tyd van vervolging. Israel was nie weggeraap gewees nie, dit is soos Elia ook, die droogte was in die hele Israel, die Here het nie vir Elia weggeraap nie, hy het hom in die droogte onderhou, daarom het die Here dit waardig geag, om hom te onderhou in die verdrukking, hy het nie deel gehad in die smarte van hulle, wat nie die Here gedien het nie, die Here het hom onderhou, hy het nou nie die A-graad styks gehad, hy het by 'n waterspruitjie gaan sit, het die kraai het van brood en vleis aangebring, ensovoorts, maar die Here het hom onderhou, en die Here het sy siel bewaar, dis die belangrikste. Kom ons lees wat sê Smyrna, Openbaring 2 vers 9, hy sê, ek ken jou werke en verdrukking, en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit is nie, maar is 'n sinagoge van die Satan, vrees vir niks wat julle sal ly nie, kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lang verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee, wie oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê, die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie, so hier sê die Here, selfs die dood kan jou uithaal uit jou verdrukking uit, prys die naam van die Here. Is dit nie goddelik om dit te sien nie, dit is die mense wat deel het aan die dier, die aanbidding van die dier, en wat die merk gaan aanvaar, dit is hulle wat die pla en die peste en dinge gaan hê, maar die kinders van die Here gaan geen aandeel daarin het nie, en net soos wat Israel, die Here het hulle onderhou, in Egipte, hulle het die peste en die pla van ver af gesien, hulle het gesien hoe ellendig gaan dit met die Egiptenare, wat hulle nie wou bekeer het nie, en so ook het die Here hulle bewaar, so hulle was waardig geag gewees, om die 10 pla, die peste, en op die einde van die dag, die eersgeborenes, dit vry te spring. Prys die naam van die Here. Is dit nou nie 'n boodskap van hoop nie? In hierdie eerste program wil ek op hierdie hoogtepunt afsluit, en die volgende program wil ek begin oorgaan met die lesing van Openbaring 13, en daar's 'n paar interessante dinge wat ek wel vir julle gaan uitwys, en ek gaan ook vir julle wys, daar gaan kinders van die Here, gelowiges tydens die regering van die dier, en wanneer die merk geïmplementeer word, en ek gaan vir julle wys wie die merk implementeer, waarom dit geïmplementeer word, en wat is die kinders van die Here, die kerk se aandeel aan hierdie hele saak, hulle wat die waarheid liefhet, en hulle wat nie die waarheid liefhet nie. Prys die naam van die Here. Mag u in hierdie boodskap baie ryklik geseënd wees. In ons volgende boodskap gaan ons voort met hierdie boodskap van hoop vir u as kind van God. As jy waaragtig in die waarheid gaan staan, dan gaan jy werklik waar nie deel hê aan die pla en die peste en die probleme nie, want Satan gooi die vrees van die merk so voor ons kop, dat jy gaan nie kan koop of verkoop nie, maar hy sê nie vir sy eie volgelinge, hulle gaan die pla en die peste van God al reeds op hierdie aarde begin beleef nie. Nou weer eens, mag u baie ryklik geseënd wees. Amen.